Hallo, ons is nog steeds besig met tegnologie, graad 7 en ons kyk nou na strukture. Okay, so wat is 'n struktuur? So hier is 4 goed wat strukture doen. So die eerste een is dit hou dinge binne of bymekaar sodat dit nie uitval nie. Dan beskerm dit goed sodat dit nie beskadig nie. Ons kry strukture wat ondersteun om goed regop te hou. Of strukture wat onderspan om goeders te verbind. Hier het ons, ek gaan nou voorbeelde van hulle almal gee. En dan kry ons natuurlike strukture wat in die natuur is, soos muurshope en voëlneste en so aan. En ons kry mensgemaakte strukture wat enigiets is wat deur mense gemaak is. Ek dink nie dis te moeilik nie. Dakke en brûe en huise en so aan. Okay, so dit hou goed binne of bymekaar. Dit beskerm, ondersteun of onderspan. En ons het 3 soorte strukture. 'n dopstruktuur, 'n raamstruktuur of 'n soliede struktuur. En hier het ek dit sommer reeds vir jou opgebreek in 'n kleiner woorde. Dis almal veronderstel om een woord te wees. So, 'n dopstruktuur is hol aan die binnekant. En ek gaan dit sommer so maak, dan het ons meer spasie. 'n raamstruktuur het spasies tussenin. En 'n soliede struktuur het geen oop spasies tussenin nie. En die woorde sê ook sommer vir jou wat dit is. So onthou wat ek laas ook gesê het in ander vak wat ook al dit was, skryf jouself 'n prentjie in jou kop en beskryf dit. Moenie iets probeer onthou wat jy actually eintlik al weet nie. Okay, so kom ons kyk na dopstrukture. So, die eerste een is 'n eierdop. En wat die eierdop doen, is dit beskerm die embrio aan die binnekant. So ek het hier, watse soort struktuur is dit? Ek gaan dit sommer hierbo insit. Soort struktuur, 'n voorbeeld en dan die funksie van die struktuur. En dit is natuurlik. 'n melkhouer beskerm dat die melk nie vuil word nie, so ons noem dit kontaminasie. Dit word nie gekontamineer nie, dit hou dit skoon aan die binnekant. En dit hou dit bymekaar, sodat jy nie melk het wat oral rondloop nie. En dit is natuurlik mensgemaak. Ek dink nie, ek het al ooit 'n melkbeker gesien wat natuurlik in die natuur is nie. En nou is ek maar net silly met my natuurlik. 'n Koffiebeker is ook 'n struktuur, dis 'n dopstruktuur en dit hou die koffie binne. En dit is ook mensgemaak. So enige iets soos 'n bakkie of 'n glas of 'n koppie of 'n bottel of enige so iets is hol aan die binnekant, so dit is 'n dopstruktuur. En ook bande, soos motorbande of fietsbande of so iets, is ook 'n mensgemaakte dopstruktuur, want dit hou die lug aan die binnekant. So dit is dopstrukture. Dopstrukture is gewoonlik vir beskerming en dit hou goed binne. En dan 'n raamstruktuur het ons hier, ek gaan net gou so maak en dit bietjie kleiner maak. Ek stuur dit vir jou in 'n Word format, so jy kan dit altyd weer groter maak as jy wil. Maar ek hou daarvan as goed nie afval nie. Okay, so 'n blaar, so die netwerk op 'n blaar. Die are van die blaar is natuurlik en dit ondersteun die blaar. So dit hou al die ander selle en al die ander dele van die blaar hou dit bymekaar. 'n geraamte is ook 'n raamstruktuur en dit ondersteun die liggaam en dis ook natuurlik. 'n spinnerak onderspan
2 takke. So, dink aan 'n onderspan, soos as 'n brug. Ek gaan dit net hier sommer vir jou bysit. Onderspan brug. Ja, want dink aan die woord span, dit gaan van een kant na ander kant. Moenie dink aan die woord onder nie, dink aan die woord span. So dit span van een plek na 'n ander plek. En dit is, jy weet, die spinnekop bou sy nes tussen een takkie en 'n ander takkie, en dan gaan hy van die een tak af na die ander tak en maak 'n webraamstruktuur sodat die spinnekop kan beweeg en jag. So dit is natuurlijk. En dan 'n fietsraam ondersteun die sitplekke en dit hou die wiele en die sitplek en die handvatsel, dit hou alles saam. So dis ook 'n raam en dit is mensgemaak. En hier het ons dakbalke en dit ondersteun die dak. So dit is ook mensgemaak. So dink aan ondersteun, die woord steun. Daar is iets wat bo oor dit gaan. So dit is basies, dit hou iets op. Terwyl onderspan is soos 'n brug. So hierdie is, dit hou regop. Maar 'n brug verbind twee goeders. So daar is die woord span belangriker as die woord steun. Span en steun. Goed. Dan het ons soliede strukture. So die soliede strukture wat ons hier het, is soos klippe. En nou kan jy dink, nou hoekom is klip 'n struktuur? Klippe is strukture, want jy kan iets daarmee bou. So dink jy kan mure bou daarvan, of vloere. So dis basies ondersteuning. Dit ondersteun die dak. Dit ondersteun die vloer as dit 'n fondasie is. So dit is, die klippe is natuurlik 'n soliede struktuur. En dan het ons nou gegaan en ons eie mensgemaakte klippe bymekaar gemaak. Soos bakstene en daai groot betonblokke en goeders waarmee ons bou. So dis dieselfde ding, ons kan daarvan mure maak of vloere of basies ondersteuning, soos fondasies. En dan sementpale is die ander een wat ek het. So dit is solied, daar's nie gate in die middel nie. En dan kyk ons gou hierso na die kombinasie van strukture. So hier het ons 2 waterhouers. So die waterhouer self is 'n dop, want die water is binne-in en dit beskerm die water van vuiligheid. So die watertank self is 'n dopstruktuur. En dan, ek gaan sommer weer op die prentjie krap. Ek hou nou daarvan. So hierdie tank self, dit is 'n dop. Daar sy. Okay, en dan hierdie een wat hierso onder is, daardie is klippe, bakstene. So dit is solied. En dan hierdie aan hierdie kant, ons kyk wat se cool penne is daar nog. Hierdie een, nee, wat gaan nie aan? Okay, laat ek nou nie snaaks wees hier nie. Hierdie een is 'n raamstruktuur. Okay. Goed. So dit is nou die verskillende funksies van 'n struktuur, wat basies vir ons sê wat is 'n struktuur.
Ons kan sê of dit natuurlik of mensgemaak is en ons kan sê dis 'n dop, 'n raam of dis solied. En dis die 3 soorte strukture. Die volgende deel is die versterking van strukture. So, ek dink ons doen dit sommer in 'n volgende video. Ek hou daarvan om dit korter te hou eerder as lank. Sien jou dan oor 'n rukkie. 'n Rukkie vir my. Ek weet nie of dit 'n rukkie vir jou gaan wees nie. Bye.